Familiekerk, Bottelarij in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar, wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Niet van elke oggend hoor ek voeltjies fluit en sing. Christus wat vir my en jou 'n nuwe môre bring. Laat ons fees vier, laat ons juig, laat ons van God se krag getuig. Die lam vir ons geoffer, nou soos vlekkeloos en vry. My woorde is te min, as ek sy grootheid wil beskryf, maar sy grootheid is net waar jy kyk, en het leeuw ook in my. Laat ons fees vier, laat ons juig, laat ons van God se krag getuig. Die begin en ook die einde, sy gees woon binne my. Laat ons juig, al die volke sing sy naam. Die helder môrester, wat jou uit donkerte kom haal. Laat ons juig, door die stad se mure val. Hy beloof ons van voorspoed, wanneer storms om ons dra. Genade onbeskryflik groot, ek kan dit nie verstaan. Sy lewe vir ons neergeleg, hy met elke traan. Die kroon van al sy skepping, het is wonderlik gemaak. En Christus is 'n nuwe mens, die ouwe maak nie saam. Laat ons juig, al die volke sing sy naam. Die helder môrester, wat jou uit donkerte kom haal. Laat ons juig, door die stad se mure val. Hy beloof ons van voorspoed, wanneer storms om ons dra. Soms probeer die vyand om ons vreugde weg te vat. Hy spreek net 'n klomp leuns, hy weet waar is ons swak. Here, help ons, God van Israel, hoor ons smeekgebed. Hy weet ons kan nie op ons eie kom om ons te red. Here, help ons, God van Israel, hoor ons smeekgebed. Hy weet ons kan nie op ons eie kom om ons te red. Hy weet ons wil nie op ons eie kom om ons te red. Maar hoe wie ons luister van die oorlog is gebed. Laat ons juig, al die volke sing sy naam. Die helder môrester, wat jou uit donkerte kom haal. Laat ons juig, door die stad se mure val. Hy beloof ons van voorspoed, wanneer storms om ons dra. Hy beloof ons van voorspoed, wanneer storms om ons dra. Hy beloof ons van voorspoed, wanneer storms om ons dra. Vriende, baie lekker om saam met julle te kuier. My naam is Clement Martin en ek hoop julle is so opgewonde soos ons oor ons jaar tema verander. En verandering is nooit maklik nie. Inteendeel, ons hou nie altyd baie van verandering nie.
En tog is verandering nodig, want die skrif dring ons tot verandering, soos wat jy op hierdie besigheidskaartjie sou gekry het. Agterop is daar 'n skrifgie in 2 Korintiërs 3 vers 18, wat sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. En waar begin verandering? Uiteraard begin verandering by onsself, maar primêr begin verandering by ons eerbied, ons reverence van God. En daarom het Reinou verlede week ons reeks oor kerk wees en oor hande afgeskop onder die sambreel van ons jaartema verander, met egte kerk wees en wat dit beteken om hande te vou in aanbidding, in heilige eerbied vir God. Maar nie net kerk wees nie, baie mense is baie goed in kerk wees, nie net kerk wees nie, maar heilige eerbied, worship, aanbidding van God. Party mense vind die kerk, maar hulle mis vir God heeltemal. Ek sien dit baie in my werk met mense, veral jong mense, waar jy met die ouens praat, ouens wat aktief deel is van die kerk, maar dan hoor jy, hulle lewens is besig om uit mekaar uit te val. So as jy nie daar begin nie, as dit nie begin by jou reverence van God nie, jou deelname, jou aktief wees in die kerk, moet 'n uiterlike manifestasie wees van die innerlike aanbidding van God. En dis waar dit moet begin. Maar vandag plaas ons bietjie die kerk as liggaam onder die vergrootglas. En ons kyk wat kan gebeur as ons hande vat as gemeenskap van gelowiges, as Christene. En ek wil vir jou iets vertel van wat dit in my lewe gedoen het. Wat kerk wees, hande vat met gelowiges in my lewe gedoen het. Nou, ek het in die kerk groot geword, dis wat ek ken van 'n jong ouderdom af. Ek was in Vreelist gemeente, Hoofstroom, Afrikaanse kerk, kontemporêr, eerste Afrikaanse kerk in die NG Kerk, in die Skiereiland, minstens, wat met 'n vernuwende styl van kerk wees begin het. Maar nou weet ons ook in kleurvolle Suid-Afrika het ons kerke soos dat ons mense uit verskillende kulture uitkom, so het ons kerke ook verskillende kerkkulture. En as 'n jong seun in hierdie energieke, dinamiese, great Afrikaanse kerk, het ek gereeld gehoor hoe my ouers en veral my ouma praat oor ons ander familie in plekke soos Eiserfontein en Darling en Loeriesfontein, wat in die Methodiste en in die VG kerke was, en hoe hierdie ouens se kerkskedules gelyk het. Dis Sondagoggend Sondagskool, Sondagoggenddiens, dan is dit Sondagmiddag huisbesoek, dan is dit aanddiens, Maandag aand is dit bidhuur, Dinsdag aand is dit huisdiens, Woensdag aand het hulle een of ander midweek byeenkoms, Donderdag aand is dit Bybelstudie, Vrydag aand is die enigste aand wat jy af het, Sondagmiddag is dit jeug, Saterdagmiddag is dit jeug, Saterdag aand moet jy vroeg gaan slaap, want Sondagoggend kom en dan begin alles weer van voor af. Al wat hulle ken is kerk. My moeg is moeg vir hulle. En dan sukkel ek en jy om by 2 keer 'n week uit te kom as ons dalk by huiskerk kan uitkom. Vriende, dit gaan nie vir my so seer oor kwantiteit nie. Kwantiteit sal bykom en dit moet bykom. Vir my gaan dit oor die toegewydheid van Christene aan die kerk van Christus. Hoekom? Want die regte toewyding aan die kerk help vir my en vir jou om vir Jesus beter te volg.
Dis wat ons hier wil doen by Familiekerk. Primêr, ons is hier om jou te help om 'n beter disipel van Jesus te wees, sodat jou lewe beter kan lyk en sodat jy 'n positiewe impak kan hê op mense om jou. So, hoekom is die kerk 'n big deal? Ek wil dit so in 'n paar enkel minute vandag met jou deel. Ek moet dit julle aan die begin sê, wanneer ons van kerk praat ons van die heilige byeenkoms of samekoms van gelowiges wat die beginsels van God en sy woord uit liefde, respek en eerbied onderhou. Ons praat as dit ware van die groeiende samekoms wat Jesus self voorspel het terwyl hy nog op aarde gelewe het. En is so amazing, want 2000 jaar gelede, meer as 2000 jaar gelede, in die middel van nêrens in 'n plek met die naam Caesarea Philippi, staan Jesus en sy volgelinge, 'n klompie disippels, en hy vra vir hulle, luister jy guys, wie sê julle is ek? En dan antwoord die impulsiewe Petrus, antwoord hy en hy sê, Jesus, Rabbi, ons dink, U is die Seun van God. Ons dink, U is die Messias van wie daar gepraat is, van wie daar voorspel is wat sou kom. Dan kyk Jesus na Petrus en hy sê vir hom, hoor jy's reg. En hy sê, hier's wat ek gaan doen. En dan sien ons in Matteus 16 vers 18 Jesus se antwoord op dit wat Petrus gesê het. Hy sê, op hierdie rots, op hierdie rots. Jesus reageer op die stelling wat Petrus so pas gemaak het, dat hy die voorspelde Messias is. Hy sê, op hierdie rots, op hierdie stelling wat jy gemaak het, Petrus, gaan ek iets groots doen. Hy sê, op hierdie rots sal ek my eklesia bou. Eklesia in ons Bybels is vertaal met kerk of church. En eklesia is 'n samekoms van mense, 'n gathering, 'n beweging met 'n spesifieke doel. Jesus sê, op hierdie stelling wat jy gemaak het, dat ek die Seun van God is, sal ek my kerk bou. En dit is so mind-blowing. In die middel van nêrens verklaar Jesus pretty much in 'n klomp nobodies dat hy 'n nuwe ding gaan begin. Hy sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van Hades, weer eens vertaal met die magte van die doderyk, die algemene plek van die dooies, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hoe amazing is dit? Jesus sê, luister, my dood gaan nie die einde van hierdie beweging wees nie. Disippels, julle dood gaan nie die einde van hierdie bewegings wees nie. My en jou dood gaan nie die einde van hierdie beweging wees nie. Wat ek hier gaan begin, sê Jesus, het nie 'n einde nie. Want dit is gekoppel aan die wil van God vir almal op aarde wat al gelewe het, wat tans op daai oomblik daar was en wat nog sou kom. Ek gaan iets splinternuut begin en dit vandag noem ons kerk. Dis wat ons bedoel as ons praat van kerk, hierdie konstante aanhoudende beweging van Jesus volgelinge wat doen dit wat hy ons geroep het om te doen. Dit is die big deal van kerk. En ek is so dankbaar, ek was van 'n jong ouderdom af blootgestel, voorgestel en deel van hierdie beweging wat Jesus toe alreeds begin het. Vriende, ek wil jou vertel vandag, ek het die kerk nodig gehad. Ek het eklesia nodig gehad in my lewe as 'n jong man. En indien ek alles wat ek geleer het deur die kerk, al die lesse, al die guidance, al die leierskapskills wat ek opgetel het, al die uitreikwerk wat ek gedoen het, indien ek dit nie ontvang het nie, of indien dit gestrip was van my, sou ek anderster uitgedraai het. En ek kan jou verseker, dit sou nie vir die beter
gewees het nie. Nou, 5 vinnige goed wat ek vir jou wil noem rondom hierdie gedagte en wat dit beklemtoon, wat die kerk vir my gedoen het. Nie as personeel het nie, nie as 'n bedieningshoof nie, beslis nie as 'n predikant nie, maar as 'n lidmaat van die kerk van Jesus. En die eerste ding wat die kerk vir my gedoen het, is die kerk het my gewete wakker gehou. Meeste mense het 'n gewete, maar 'n gewete moet ingelig wees. As 'n tiener veral was ek gedurig, ek dink soos enige tiener, maar en soos enige mens maar, gedurig gekonfronteer met verkeerde goed. Maar as gevolg van die leringe van die kerk, come on nou, as gevolg van die leringe van die kerk, was ek wykie vir daai goed. Dit is in die kerk waar ek geleer het om jong meisies soos 'n suster te hanteer, want dis iemand se suster. Dis in die kerk waar ek geleer het om iemand soos 'n dogter te hanteer. Jong meisie, want dis iemand se dogter. Dis in die kerk waar ek geleer het om my gedagtes rein te hou, want ons moet heilig lewe soos wat Jesus heilig is. Die kerk het gesmokkel met my kop in die goeie sin van die woord. En alhoewel ek met goed gesukkel het, veral as 'n jong man, het die kerk my geleer, en dit het my gedagtes gevorm, dat God anti of teen sonde is, dat hy nie anti-klemmend is nie. So die kerk het konstant my gewete vir my wakker gehou en ingelig gehou. Die kerk het ook vir my betekenis geleer. Ek het geleer in my wandel in die kerk dat ek deur God geskape is vir 'n baie spesifieke doel. Ons het so in die vroeë 2000s het ons intensief purpose-driven life en purpose-driven church begin doen vir die eerste keer as 'n gemeente, almal, van kinders tot tieners wat ek op daai stadium was, tot volwasse kerk, almal reg deur die bank. En daar het ek geleer, ek is nie maar net hier sommer maar net nie. Ek het 'n doel. Maar ek het ook geleer, daardie doel stop nie by my nie, is groter as ek. Purpose, purpose, purpose. Die kerk was ook 'n platform waar ek impakvolle vriendskappe ontwikkel het. Vriende met wie ek kon braai en kuier en gesonde verhoudings hê. En dit het veral gebeur in die huiskerk konteks, waar jy meer van mense kan sien as net op die oppervlakte, soos op 'n Sondag, waar jy letterlik saam lewe kan doen. Ek onthou die storie van die ou wat gekom het en hy wou 'n bikersgroep wou hy begin. Hy het nie 'n bike van 'n dag oud nie. En ons het vir hom gesê, is reg, begin jou bikersgroep. En hy het aangegaan en is nie lank daarna nie, toe daag sy huiskerk voor sy huis op met sy motorfiets. Sy nuwe motorfiets se sleutels. Dis wat huiskerke doen, is om lewe saam te doen. My eie ma, toe my ouers deur 'n egskeiding is, hoe daai huiskerk van haar gedra het, bygestaan het, en hoe sy vandag nog nie 'n enkele huiskerk mis nie, behalwe as daar baie goeie rede is nie. Maar ook nie net vriende nie, maar mentors, persone met wie ek 'n pad kon stap, persone saam met wie ek kon journey en saam bid en wat my kon help, ook deur moeilike of uitdagende tye in my lewe. Alles in die huiskerk konteks. Die kerk het my geleer om vrygewig te wees. Die kerk het my geleer van die beginsel van die 10de, van 'n baie jong ouderdom af, het ek geleer dat die eerste beste deel van dit wat jy ontvang, is die kerksin. Trouwens, die kerk het my geleer, eintlik is net 10% Godsin nie, eintlik is 100% Godsin. Die 90% wat gee hy maar net vir jou om 'n goeie rentmeester van te wees, om goed te bestuur, goed te gebruik, op wyse maniere te gebruik. Ons het amazing videoreekse gedoen. Ek onthou The Blessed Life van Robert Morris, videoreekse soos meer onlangs Less is More van Craig Rochelle, videoreekse wat my lewe geïmpakteer het en verander het. Ek het geleer van 'n baie jong ouderdom af hoe daardie gehoorsaamheid en vrygewigheid my lewe verander op maniere wat ons nie vandag tyd het wat ek met jou kan deel nie. Dis hoekom ek vandag as 'n leier in die gemeente
nie vir een oomblik huiwerig is om te sê dat dit 'n beginsel is wat jy moet toepas in jou lewe. Nie net omdat dit 'n Bybelse beginsel is nie, maar omdat dit jou lewe transformeer en vir jou afhanklikheid van God leer soos wat jy nooit sal kan dink nie. Vandag is dit vir my so maklik om te gee, nie net vir die kerk nie, maar ook vir enigiemand. En die lekker amazing ding vir my is dat my vrou Anel ook daai beginsel geleer het en toepas in haar lewe. En dan laastens, wat ek vandag met julle wil deel, is dat die kerk my geleer het, nie net betekenis nie, maar om van betekenis te wees. Ek het geleer as 'n volgeling van Jesus binne 'n plaaslike gemeente dat die wêreld groter is as my wêreld en dat die nood groter is as wat ek dink. Ek is blootgestel aan die uitgestotenis van die samelewing, die minderwaardiges volgens die samelewing, die kant of die randfigure. Ek was gereeld in plekke soos Khayelitsha waar ons uitreike gedoen het. My eerste korttermyn uitreik was in middelhoërskool. Ek het feitelik deelgeneem aan al Vredest gemeente se korttermyn uitreike in Suider-Afrika, behalwe miskien 2 of 3, en ons het 'n stuk of 8 gehad. Die kerk het my geleer en voorgestel aan mense met minder goed, meer vreugde, meer dankbaarheid en meer geloof as wat ek het. En daarom weet ek vandag dat die lewe nie maar net oor my gaan nie. Vriende, die kerk het vir my geleer om vir Jesus te volg, maak my lewe beter. Nie perfek nie, maar beter. Ek was 'n beter seun vir my ouers, beter vriend, beter broer, beter kollega vandag, en ek glo 'n beter man vir my vrou, en hopelik deur my toegewydheid aan die kerk kan ek eendag 'n beter pa wees vir my kind of kinders. Wat wil ek vir jou sê vandag? Ek wil vir jou sê, ek het die kerk nodig gehad. En ek wil vandag vir jou sê, jy het die kerk nodig. Ons sien vanuit die geskiedenis dat die leringe van Jesus deur die invloed van die kerk, selfs die heidendom in die westerse kultuur heeltemal ineen laat stort het. Hoekom? Want soos Christendom gegroei het en soos wat die kerk gegroei het, het mense reg oor die wêreld begin sien dat wat die kerk gebied het eenvoudig net beter was. Ek sluit af. Die beweging wat Jesus meer as 2000 jaar terug begin het, sal aanhou, ongeag my en jou inkoop. Maar, hy vra dat jy sal kies om daaraan deel te hê. Dat jy sal hande vat met ander gelowiges en opnuut passievol sal raak oor die kerk. Die beweging wat Jesus begin het, vra dat ek en jy passievol sal wees. Jy geweet, die woord passie kom van die Latynse woord passio, wat beteken suffering of endurance. Dis hoekom ons praat van the passion of the Christ. Baie mense dink en hulle maak die fout dat as jy iets vind waar jy passievol is, gaan dit altyd lekker wees, waar jy eintlik, as jy iets vind waar jy passievol is, bereid moet wees om daarvoor te ly, te suffer. Is jy passievol oor die kerk, soos wat Jesus passievol was oor die kerk? Ek sal dit nooit vergeet nie, ons is by 'n konferensie en so 'n ou oomie staan op pad op die verhoog om sy sessie te doen, en die eerste ding wat hy vir ons sê, oomie se naam was Sam Chand, hy sê, "Church leaders, do you know Jesus died for the church. The least we can do is live for it." Mag dit waar wees vir jou. Mag dit waar wees vir my. En mag Ekklesia, die samekoms van die kinders van God, vir jou beteken wat dit vir my beteken het. Amen.